Hallo julle, dankie dat julle by my kuier weer Sondag. Wonderlike dag, 'n wonderlike tyd, 'n wonderlike geleentheid om so 'n bietjie tyd saam te spandeer. Tyd in die Bybel en met die Bybel te spandeer om God te belewe, God te hoor. Ook so 'n bietjie tyd om met mekaar te deel, met mekaar te gesels. As jy dalk vandag die eerste keer by ons is, by ons kuier, as jy dalk vir lank nie saam gekuier het nie, is vandag dalk terug. Baie welkom. Mag jy werklik die Here se liefde en vreugde en vrede beleef wanneer jy saam met ons kuier. Dit was 'n uitdagende jaar en dit gaan seker nog die res van die jaar gaan seker net so uitdagend wees. En een van die gevare in so 'n mal jaar is dat ons eintlik net heeltyd besig is. Ons gedagtes is heeltyd besig. Ons is heeltyd besig om te dink en wat gebeur en wat moet gebeur en wat kan gebeur en wat moenie gebeur nie en wat moet ek doen en wat moet ek nie doen nie en dat ons eintlik nooit regtig rustig word nie. Nooit regtig afskakel nie. Nooit regtig net stil word nie. En daarom het ons die gewoonte om altyd aan die begin van ons samekoms net stil te word. As jy kan aan niks te dink nie. 'n Bietjie net af te skakel. So 'n bietjie net ruskans te gee. Om so 'n bietjie jou brein wat eintlik altyd warm is, soos 'n selfoon wat te hard werk, bietjie net af te sit dat hy net bietjie kan afkoel. En daarom kom ons vat so 2 minute waar ons regtig net stil word, rustig word, waar ons op die Here wag, waar ons dalk net bietjie rustiger asemhaal, net bietjie teenwoordig is in hierdie oomblik. Reg wees om ook 'n besonderse ontmoeting met die Here te hê. Ek gaan 'n foto op die skerm gooi, kyk gerus na die foto. Wat sê hierdie foto vir jou? Wat sê hierdie foto vir jou oor God? Wat sê hierdie foto vir jou oor jouself? Wat sê hierdie foto vir jou oor jou lewe? Kom ons vat so 2 minute waar ons net stil word in die Here en regtig net op hom wag. Interrobang is 'n leesteken. Dis 'n kombinasie van 'n vraagteken en 'n uitroepteken. Dit kom in sinne soos voor soos wat gaan hier aan? Dink jy weet wat jy doen? En dis presies wat ons wil wees. Ons wil 'n interrobang wees. Ons wil baie graag 'n kombinasie wees van 'n vraagteken en 'n uitroepteken. Ons is oortuig dis wie Jesus was. Jesus het aarde toe gekom en hy het mense bevraagteken. Hy het die Jode bevraagteken. Hy het die mense wat in die tempel aanbid bevraagteken. Hy het die Fariseërs bevraagteken.
Hy het gekom vra, maar verstaan jy reg? Sien jy die wêreld reg? Verstaan jy God reg? Lewe jy reg? Het jy die regte prioriteite? Maar hy het meer gedoen as om net 'n vraagteken te wees, hy was ook 'n uitroepteken. Hy het ook gesê, maar kom ek vertel vir jou wie God is. Kom ek wys vir jou wie God is. Kom ek wys vir jou hoe lyk 'n goeie lewe. Kom ek wys vir jou wat gaan regtig in die wêreld aan. Kom ek wys vir jou wat is die realiteit. En so wil ons ook die mense wees wat deur ons woorde, deur ons dade 'n vraagteken is. Ek lewe anders en dit daag jou uit om te vra, maar is my lewe reg? Het ek die regte prioriteite? Is ek met die regte dinge besig? Verstaan ek God reg? Verstaan ek die wêreld reg? Verstaan ek die toekoms reg? Verstaan ek wat aan die gang is reg? Maar dan baie belangrik, ons moet ook die mense wees wat die uitroepteken is. Wat so lewe dat ons vir mense kan sê, maar kyk, dit is hoe 'n lewe lyk wat voor God lewe. Dit is wie God is. Dit is hoe dit lyk as my prioriteite reg is. Dit is hoe dit lyk as ek reg lewe. En daarom is ons slagspreuk be the interrobang. Wees die interrobang in hierdie lewe. Ons wil dit doen deur vas te staan op dit wat ons glo. Ons glo dat daar net een God is. En ons glo dat hierdie een God uit 3 persone bestaan. Hy bestaan uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sodat die Vader in ons woon en hy versorg ons. Hy gee ons alles wat ons nodig het. En miskien is dit iets wat ons in hierdie tyd veral moet onthou. So baie van ons lewe gaan oor wat ek graag wil hê. My begeertes, wat ek dink my lewe gaan volmaak. En dan voel ek het nie genoeg nie, en ek weet nie genoeg nie. En ek moet meer kry, en ek moet meer hê, en ek moet harder werk. Terwyl die Bybel ons leer, weet jy wat, as jy verstaan wie God is, en jy verstaan waaroor jou lewe gaan, jy verstaan dat jy hier is om vir mense te wys wie God is, dan het jy genoeg. Dan is dit, waar jy ook al is, of jy baie het en of jy min het, kan jy God dien. Of jy siek is en of jy gesond is, kan jy vir mense wys wie God is. Of jy werk het en of jy nie werk het nie, of jy oud is en of jy jonk is, of jy baie weet en of jy min weet. Jy het wat jy nodig het om te lewe en om God te dien. So die Seun Jesus Christus in ons woon en hy versoen, hy herstel verhoudinge. Nie net vergewe nie net sê jy het teen my oortree, so ek vergewe jou, gaan jou nie straf nie, maar kom ons bring verskillendes by mekaar. Kom ek herstel verhoudings. Kom lewe wees so naby aan mekaar dat ons bereid is om mekaar te soen. Miskien is dit 'n tweede uitdaging vir die tyd waarin ons lewe. Is om wanneer mense teen my oortree, wanneer ek goed lees, wanneer ek goed sien, waarmee ek nie saamstem nie, om nie terug te slaan nie, om nie terug te reageer nie, om nie aggressief te word nie, om nie net te vergewe nie, om net te sê, goed, is okay, dit was verkeerd, ek vergewe jou nie, maar om moeite te doen, om te versoen, om te sê, maar weet jy wat, ek wil so naby aan jou kom, dat ons bereid sal wees om mekaar te soen. Is ek en jy beeld van 'n Vader wat versorg, is ek en jy beeld van 'n Seun wat versoen, is ek en jy beeld van 'n Gees wat nuut maak, nuut dink. Ek dink nie soos almal anders in hierdie wêreld nie. Nuut praat, ek praat nie soos almal anders nie. Nuut doen, ek doen nie dieselfde as almal anders nie. Nuut loop, ek loop ander paaie. Ek het ander prioriteite. Ons glo dat die Bybel God se skrif is. Dis waardeur ons God leer ken, God raak sien. Ons aanbid nie die Bybel nie. Fokus is nie die Bybel nie. Ons fokus is om God te sien deur die Bybel. Sodat Jesus Christus aan die kruis vir ons sondes betaal het, sodat hy die duiwel, die dood en die sonde oorwin het, of sodat ons sondes vergewe is. Dis die vertrekpunt, dis die begin, dis die waarheid. Ons glo dat Jesus Christus dood te gaan het en weer opgestaan het en na sy opstanding het hy anders gelyk, anders gewerk, anders gefunksioneer. En dit gee vir ons hoop dat ek ook eendag na my dood weer gaan opstaan soos Jesus. Want ek weet ek het reeds die ewige lewe. Ek weet waar my lewe begin. God het my gekies, God het my gemaak, God het my vergewe.
En ek weet waar my lewe eindig. Ek het 'n nuwe liggaam saam met God op die nuwe aarde. En daarom is die tyd tussenin, die tyd tussen wat ek my begin en my einde, is nou, en nou lewe ek om vir die wêreld te wys wie God is. Ek lewe om lief te hê, en ek lewe om liefde te wys, want ek weet wat my begin is, en ek weet wat my einde is. Ons weet dat ons gaan op die nuwe aarde saam met God lewe, saam met Jesus leef, saam met Jesus regeer. Ons gaan dit vandag weer hoor. Ons kan nou al iets belewe van God se koninkryk. Ons kan nou al iets belewe dat God hier is, want God is in ons. Ons kan nou al lewe soos wat ons daardie dag gaan lewe. Ons kan nou al fokus om te sê, maar my lewe nou gaan lyk en gaan wees soos wat dit eendag op die nuwe aarde gaan wees. En daarom vier ons elke week die koninkryksmaaltyd, die oorwinningsmaaltyd, die vreugdemaaltyd, die bruilofsmaal van die lam se voorgereg. Want die bruilof het reeds plaasgevind, die bruilof is reeds hier, die onthaal vind na die tyd plaas. Elke week dan eet ons brood om ons te herinner dat God versorg. God gee ons wat ons nodig het, hy gee ons die nodige sodat ons vir hom kan lewe. En elke week drink ons sap, drink ons wyn om ons te herinner dat ons 'n vreugdelewe is, 'n feeslewe, 'n nuwe lewe. Ons lewe nie pessimisties nie, ons lewe nie moedeloos nie, ons lewe nie negatief nie, want die troue het plaas, want ons is by die onthaal, ons is met die fees besig. Wanneer ons die brood eet, wanneer ons die wyn drink, dan onthou ons hoe ons gaan wees, onthou ons begin, dan is ons opgewonde om in hierdie wêreld in te gaan, vir mense te wys wie God is. Weet verseker, net so seker as wat jy brood eet, net so seker as wat jy wyn drink, sap drink, net so seker is jou sondes vergewe, is jy met God versoen, het jy God wat in jou lewe, kan jy goeie lewe in God, saam met God leef. Kom ons vat so 1 minuut van stilte, om net dit te ervaar, te onthou, terwyl ons saam eet, saam drink. Ons is besig met 2 Petrus, en ons gaan vandag sien dat 2 Petrus is 'n opvolg op 1 Petrus. So kom ons dink net weer 'n bietjie terug, kom ons gaan ons gedagtes net bietjie weer na, wat het 1 Petrus gesê, wat 2 Petrus op aangaan. 1 Petrus het ons gehoor dat Petrus skryf aan die gelowiges in Klein-Asië, wat vandag Turkye is, en hy skryf aan hulle want hulle kry swaar, omdat hulle as gelowiges wil lewe. Hulle wil doen wat God wil hê, en dit maak dit swaar gaan. Want die wêreld dink anders en doen anders, en hierdie mense kry swaar. Hulle kan nie besigheid doen nie, hulle word uit vriendekringe uit verwerp, hulle is nie bereid om dieselfde partytjies te hou, op dieselfde manier besigheid te doen, om dieselfde grappies te vertel as die wêreld nie. Dit maak dat hulle alleen is en swaar kry. Hulle kry finansiëel swaar, hulle word vervolg, hulle kry fisies swaar, hulle kry emosioneel swaar, hulle kry geestelik swaar. En dan kom die vraag, maar wat gaan aan? Hoe moet ons lewe? En dan kom Petrus en hy sê vir hulle, maar onthou dat hierdie is nie julle wêreld nie. So jy kan verwag dat die mense wat rondom jou is anders gaan lewe as jy. Want jou paspoort is nie van hierdie wêreld nie. Jy is 'n besoeker, 'n ambassadeur wat nie soos hulle moet word nie, maar wat vir hulle moet wys hoe dit in jou land werk. Onthou, jy is gered. Onthou, jy gaan terug na jou eie land toe. Jy's net tydelik hier
met 'n opdrag. Jy's 'n ambassadeur wat vir 'n tydjie gestuur is na hierdie wêreld toe om jou land te verteenwoordig, maar as jy klaar is, gaan jy terug na jou eie land toe. Onthou dit. Moenie hierdie wêreld jou tuiste maak nie. So heroriënteer jou lewe, heroriënteer jou prioriteite. Jou prioriteit is nie om tuis te wees in hierdie land waarin jy ambassadeur is nie. Jou prioriteit is om in hierdie land juis anders te wees, sodat mense kan jou land leer ken, sodat hulle kan sê, maar weet jy wat? Ek wil eerder in jou land kom bly. Want as die mense in jou land lewe soos jy, dan wil ek daar wees. So meet jouself anders. Moenie jouself meet volgens wat die mense in hierdie land hulle self meet nie. Meet jou volgens jou land, meet jou volgens die Gees. So wees lief vir mekaar, sodat God, wat jou koning is, wie se ambassadeur jy is, dat God se liefde, God se goedheid, God se genade, maar vandag weer die woord genade hoor, dat God se genade in my kan inkom en deur my in ander kan ingaan. Sodat jy God se genade kan ervaar, nie net in wat God met jou doen nie, maar ook in hoe ek met jou besig is. So kom ons volg Jesus se stippellyn. Kom ons volg die patroon wat Jesus kom skryf het. Jesus het kom sy letters maak, en kom ek volg daai pad, al is ek die enigste ene. En dan sê ek wil julle bemoedig, God gaan nie die moeilikheid wegvat nie, maar wees sterk, hou moed, jy is jou ambassadeur in hierdie land. En wees verseker, onthou dat jy net tydelik is, dat jy op pad is terug. So, lewe soos die land waarvan jy kom, soos jou koninkryk, maar verwag dat jy dan gaan anders wees en gaan swaar kry. Maar sien dit as 'n geleentheid om vir hulle te wys wat jou land is, wat jou koninkryk is. Volg Jesus se voorbeeld. Dan kom Petrus in die tweede brief en dan sê hy vir hulle, okay, maar wag, op hierdie pad, as jy nou kies en sê, goed, ek gaan as ambassadeur lewe, so ek gaan my koninkryk lewe, ek gaan my waardes lewe, ek gaan my land uitleef, dan kan jy swaar kry verwag, dis 1 Petrus. Maar 2 Petrus sê, hier is nog iets wat jy kan verwag. Jy kan verwag dat daar mense gaan wees wat hulle self as burgers van jou land voorgee, maar wat jou gaan op 'n ander pad verlei. So hoe bly jy staan wanneer daar mense kom wat voorgee dat hulle gelowiges is, maar dit wat hulle jou leer is op 'n ander pad, maak dat jy nie meer ambassadeur van God is nie, maar ambassadeur van hulle is, van hulle begeertes, van hoe hulle dink dinge moet gebeur. En dan sê 2 Petrus, onthou waar jy begin, onthou die waarheid, onthou die vertrekpunt, is God gee vir jou alles. God maak sy beloftes waar, en jy is deel van God se natuur, so jy lewe nie meer soos almal anders nie, jy word nie al hoe slegter nie, jy word al hoe beter, want jy lewe al hoe nader aan God, so fokus op 'n goeie lewe. Fokus daarop om te doen wat reg is. Hoe meer jy doen wat reg is, hoe minder sal jy op 'n dwaalleer gaan. Petrus se woorde herinner my aan die FBI, wat as hulle mense leer om vals banknote te herken, is dan sê hulle, maar kom ons laat jou die ware noot bestudeer, want hoe beter jy die ware noot ken, hoe makliker gaan jy vals note raak sien. En Petrus sê amper dieselfde. Petrus sê, hoe meer jy fokus op die regte, hoe meer jy fokus om die goeie te doen, hoe makliker gaan jy die verkeerde raak sien, hoe makliker gaan jy die dwaalspoor raak sien. Hoe meer jy fokus om die goeie te doen, hoe moeiliker gaan jy op die verkeerde pad gaan. Jy gaan dit nie meer kan doen nie, dit gaan vir jou duidelik verkeerd wees. Dit gaan jou dadelik pla, dit gaan net nie reg voel nie. So fokus op die regte. Moenie heeltyd vir jouself vra wat is verkeerd nie. Wat is reg en kom ek doen dit al is ek die enigste ene. Want as ek dit doen, dan val al hierdie ander soos dominos om. As ek die regte doen, dan groei ek in kennis. Dan ken ek die ware noot al hoe beter. Hoe meer ek op die ware noot fokus, hoe beter ken ek die ware noot. En hoe meer ek die ware noot ken, hoe minder val ek vir valsnote, hoe meer selfbeheersing het ek, hoe meer volharding het ek. Hoe nader lewe ek aan God, Eusebia, ons gaan dit vandag weer daai woord hoor. En hoe nader ek aan God lewe, hoe makliker is dit om lief te hê. Want ek meet myself anders. Ek kan mense lief hê wat ander waardes as ek het, wat ander goed sê, wat anders as ek lyk, wat anders as ek dink, wat anders as ek praat, wat ander beginsels as ek het, ek kan hulle lief hê, want ek onthou, my fokus is
Wat is die regte ding? En hoe lewe ek dit? So ek gaan op die goeie lewe fokus en ek gaan oefen tot ek dit nie kan verkeerd kry nie. Tot dit vir my so van self kom, dat al is ek die enigste ene, en Petrus gebruik die voorbeeld van Lot, as ek die enigste een in 'n hele stad wat die regte ding doen, gaan ek dit aanhou doen. Ek kan nie anders nie. Ek gaan die regte pad volg, ek gaan Jesus volg. Selfs al is daar mense wat verkeerd lewe, en selfs al is daar mense wat hulle self gelowiges noem, maar wat op die verkeerde pad is, want ek fokus op die regte, op die goeie, ek doen wat reg is, ek doen wat goed is, maak nie saak wat nie. Verlede week het ons gehoor hoe Petrus sê, daar gaan selfs mense kom wat vir julle gaan vertel dat Jesus gaan nie terugkom nie, want as hy sou kom sou hy dit al gedoen het. Hulle gaan vir jou probeer sê dat jou fundament wat sê onthou waar jy op pad is verkeerd. Jesus bestaan nie, God bestaan nie. Al waarvoor jy kan lewe is hierdie lewe. Al waarvoor jy kan lewe is lewe voor die dood, om soveel as moontlik bymekaar te maak. Soveel moontlik geld, soveel as moontlik goed, so gesond as moontlik te lewe. Al wat jy kan doen is om vandag so lekker en goed as moontlik te maak. En dan sê Petrus, nee, die Here stel nie uit nie. Die Here wag nie. Die Here is nie, ek wil graag terugkom, maar ek moet nou wag tot elke land gehoor het, tot elke nasie gehoor het. Ek moet wag tot almal tot bekering gekom het. Nee, die Here het 'n tyd en daai tyd is vas. En tot op daardie tyd gaan die Here die aarde oppas. Die aarde gaan nie verwoes oor die Here se plan nie. Hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Maar hierdie tyd is 'n genadetyd. Dis nie 'n tyd sodat ek kan tot bekering kom nie. Dis 'n tyd sodat ek wat reeds 'n gelowige is, die verkeerde kan regmaak en dit wat goed is, kan beter maak. Want die einde is dat daar nie meer 'n hemel gaan wees nie, want God gaan op die aarde wees, en die aarde gaan ontbloot word, gaan vrygestel word. So, al lewe ek op hierdie stadium, en dit lyk vir my baie donker, en onduidelik, fokus ek op die einde van die tonnel, waar ek die lig kan sien. Al is dit nog dowwerig, al weet ek nie presies hoe dit gaan lyk nie. Ek is op pad soontoe, want dit is die vasheid en die sekerheid in my lewe. Kom ons luister hoe gaan Petrus aan, en hoe sluit hy hierdie 2 briewe, 1 en 2 Petrus af. Ek gaan dit vir ons lees, en dan gaan ek vir jou tyd gee, 'n bietjie daaroor te dink. Aangesien alles om ons so gaan wegbrand, moet julle leefstyl soveel meer aan God toegewy wees, en moet julle naby aan hom lewe. Sien uit na die dag van God, en maak dat dit nog gouer kom, die dag waarop die Here die hemel aan die brand sal steek, en die hemelliggame in vlamme sal wegsmelt. Maar ons sien uit na die nuwe hemele en 'n nuwe aarde soos God beloof het. Daar sal almal voor God reg lewe. Daarom, geliefdes, terwyl julle wag dat hierdie dinge gebeur, moet julle hard werk om vlekkeloos en sonder fout deur God bevind te word. Lewe in vrede met God, en onthou, die Here se geduld is 'n geleentheid om verlos te word. Dis presies soos Paulus, ons geliefde broer, aan julle geskryf het met die wysheid wat God hom gegee het. Hy praat hieroor in al sy briewe. Sommige van die opmerkings in sy briewe is moeilik om te verstaan. Oningeligtes en mense sonder beginsels verdraai sy briewe, soos hulle trouwens ook met ander dele van die skrif doen. So bewerk hulle hulle eie ondergang. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede, dat julle nie saamgesleep word deur die dwaling van hierdie slegte mense nie. Ek wil nie hê dat julle julle eie standvastigheid verloor nie. Sorg liewer dat julle steeds groei in die genade, kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid vir altyd en altyd. Amen. Wat tref jou hierdie woorde?
Ok, kom ons probeer kyk wat Petrus vir ons probeer sê. Die eerste wat Petrus sê is, onthou die einde. Onthou dat die hemele gaan verdwyn. Onthou dat die aarde bewaar gaan word, maar gaan nuut word. Dit gaan nie dieselfde aarde wees. Dit gaan amper wees soos vuur wat 'n stuk veld skoonbrand van al die onkruid, van al die slegte, sodat die nuwe lewe optimaal kan groei. Onthou die einde. Maar tot dan, lewe toegewy aan God, hagios, heilig, lewe heilig. Lewe as iemand wat weggesit is deur God. So jy moet amper hierdie prentjie in jou lewe hê van hier's al hierdie mense op aarde en God het my gevat en gesê, maar kom ek sit jou tussen hierdie mense. Maar ek wil hê jy moet tussen hierdie mense anders lyk. Jy moet die een wees wat apart is. Nie gaan apart bly en in 'n klooster gaan bly nie, maar skoon gewas, helder, blink. Tussen mense wat vol modder is, moet jy die een wees wat silwer skoon is, dat jy kan uitstaan. Want ek het jou apart gesit, ek het jou gekies, ek het jou heilig gemaak om vir my te lewe in hierdie wêreld. En daarom die woord wat ons nou ook gehoor het, Eusebia, wat beteken om naby God te lewe. Om uiterlik te lewe, nie net, my hart is naby aan die Here. Jy sal my uiterlike sal dit nie sien nie. Ek lyk nie soos 'n Christen nie, ek lewe nie soos 'n gelowige nie. Maar my hart weet, die Here kan my hart sien. Die Here weet wat in my hart aangaan en my hart is goed. Nee. My uiterlike is goed. Ek lewe dit na buite. Almal kan dit sien. Ek staan uit. Ek onthou waarheen alles op pad is. Tot dan lewe ek as iemand wat deur God apart gesit is, heilig gemaak is en so naby God lewe dat my uiterlike dit wys. Ek sal nou weer sien. Daarom werk hard. Werk hard. Spodazo, wat beteken om jou beste te doen. Om wat te doen? My beste te doen om vlekkeloos te wees, om sonder fout te wees. Ek doen my beste dat my buitekant skoon is. Dis wat dit beteken. Dat wanneer mense na my kyk, hulle nie vuil kolle sien nie. Dat wanneer ongelowiges na my kyk, hulle nie sê, ja, maar wag so 'n bietjie, jy doen jouself so goue Christen. Maar hier's wat ek sien. Hier's wat ek, kom ek vertel jou hoe hoor ek as jy praat. Kom ek vertel vir jou wat sien ek jou doen. Jy is eintlik net skynheilig. Ek lees verlede week van 'n onderhoud wat Hillary Clinton gehou het, waar sy sê dat die rede hoekom jong mense uit die kerk uit pad gee, is omdat die kerk veroordelend is en skynheilig is. Die kerk lyk nie aan die buitekant skoon nie. Gelowiges se buitekante is nie skoon nie. As die wêreld na gelowiges kyk, dan sê hulle maar julle is net so sleg soos ons. Julle is net so skelm. Julle het net soveel egskeiding, julle vloek dieselfde, julle vertel dieselfde grappies, julle post dieselfde goed op die internet, julle kyk dieselfde goed, julle lees dieselfde goed. Moenie vir my van Jesus kom vertel nie. En as dit hartseer as Christen se antwoord is, ja, maar God vergewe en God sien my hart raak en God weet dat ek eendag gered gaan word. Nee, ek werk baie hard. Ek doen my bes om vlekkeloos en skoon te wees, want God het my apart gesit. God het gesê, in hierdie modderwêreld moet jy die een wees wat skoon bly. En waar jy vuil word, moet jy dit afwas, want die ander moet jou kan sien. Ander moet kan raak sien dat jy blink te midde van hulle. Want God wil met jou in vrede vind. Interessant dat in die oorspronklike Grieks staan nie lewe in vrede met God nie. Met God staan nie in die oorspronklik. Dan staan dat wanneer God terugkom, hy jou sal kry in vrede. Dat jy vrede sal hê
Vrede sal jy met jouself, want dit wat in my hart ingaan en dit wat aan my buitekant is dieselfde. Ek het vrede met myself, want ek is nie iemand wat in my hart 'n gelowige is, maar in my lewe nie. Ek is nie iemand wat heeltyd met myself worstel, want dit wat ek sê en doen, en dit wat ek hoop God in my raak sien, is verskuldig. Ek het vrede, want weet jy wat? Ek glo in God, en ek weet my verhouding met hom is herstel. En ek het vrede, want ek meet myself anders, en ek het vrede, want ek leef anders, want ek doen wat God wil hê. Dit maak eintlik nie saak wat die gevolge daarvan is nie. Al is ek soos Lot die enigste een, maak dit nie saak nie. Al verloor ek my werk, al het ek nie meer 'n huis nie, al het ek nie geld nie, al kan ek nie besigheid doen nie. Ek het vrede met God. Dis die vrede wat alle verstand te bowe gaan, waarvan Paulus praat. Nee, dis vrede wat nie verstaan kan word nie, want wêreldse vrede is, niemand beklei met my nie, en ek kry wat ek wil hê. God se vrede is, ek het vrede met God, en daarom het ek ander prioriteite, al maak dit vir niemand sin nie. Nie vir vandag lewe nie, onthou, waar in jou pad is, en lewe dan toegewy. Lewe naby God uiterlik, was jouself skoon, werk hard, dat jy skoon is, dat jy vlekkeloos is, dat as mense na jou kyk, hulle kan sê, ek kan sien jy's 'n Christen. Is jy? Ek het nog nie met jou gepraat nie, maar ek kan sien dat jy moet 'n Christen wees. Eerder as, wat? Is jy 'n Christen? Mense sal dit nooit sê nie. Ek sou dit nie sê as ek na jou geluister het of gekyk het wat jy doen nie. En dan gaan hy verder en dan sê hy, so wees op jou hoede, jy weet dit nou. Jy weet waar jy begin en jy weet waar jy einde. En jy weet op hierdie pad gaan jy uitgedaag word. Jy gaan swaar kry, daar gaan mense wees wat jou wil op die verkeerde pad vat. Daar gaan mense wees wat vir jou gaan sê, man, doen hierdie saam met my want dit is lekker. En as jy dieselfde as ek doen, dan gaan jy gelukkig wees. En as jy ook 'n groot huis het en jy het ook 'n kar, jy het ook baie geld, dan gaan jy gelukkig wees. Jy weet dit. Jy weet in hierdie week gaan jy versoek word. Jy weet in hierdie week gaan jy tussen mense wees wat die verkeerde goed gaan doen. Gaan jy lus wees om ook die verkeerde ding te doen. Jy weet dit vooruit. Staan vas. In 1 Petrus het ons gehoor hierdie mooi beeld, trek die beld van jou verstand styf. Moenie net lewe en dat goedheid met jou gebeur nie, wees paraat, sien dit raak. Staan op die rots, en dit wat hierdie prent die onder my vir my so kragtig is, staan op die rots en doen wat reg is, al is jy die enigste een. Al staan jy alleen, staan op die rots, staan op wat reg is. Wees standvastig. En groei in genade. Hierdie wonderlike woord wat ons 1 Petrus gehoor het, wat sê, laat God se genade deur julle in mekaar invloei. So, hoe ontvang ek God se genade? God wat sê, ek gee nie vir jou wat jy verdien nie. Ek gee vir jou wat jy nie verdien. Ek gee vir jou die ewige lewe. Ek gee vir jou genade. Ek gee vir jou goedheid. Ek gee vir jou myself. Hoe kan ek dit wat ek ontvang weer vir ander gee? Hoe kan ek iemand van genade wees? Ervaar jy genade by my? Ervaar die mense by my werk dat ek iemand van genade is? Dat ek vir hulle gee wat hulle nie verdien nie? Dat ek met hulle praat nie volgens wat ek dink hulle verdien nie, maar volgens wat God wil hê? Ervaar mense op Facebook dat ek iemand van genade is? Mense wat van my verskil, die mense wat anders as ek is. Staan ek op my punt? Of is ek 'n persoon van genade? Dit is dit sê ding in Interrobang wat sê, moenie die punt wen en die persoon verloor nie. Is ek iemand van genade? Gee ek genade? Ervaar mense genade by my? En ervaar mense wysheid? Letterlik groei ek in kennis. Weet ek al hoe meer van wie ek is en wie God is en hoekom ek hier is en ek lewe dit al hoe meer. Want hoe meer ek in genade groei, hoe meer ek genade ervaar, hoe meer ek op genade fokus, hoe meer ek dankie sê,
meer lewe ek genade en hoe meer groei ek in kennis, hoe meer weet ek. 1 Petrus, 2 Petrus sê vir ons iets van 'n geloofsreis. Hulle skrywe vir die gelowiges van 2000 jaar terug, maar ek dink ons kan tog iets daarvan ons eie lewe raak sien. Jy's 'n vreemdeling in hierdie wêreld want jy kom van God se koninkryk af. So moenie verwag dat dinge in hierdie wêreld vir jou gaan goed gaan en lekker wees nie. Jy's 'n ambassadeur wat juis vir hierdie wêreld moet kom wys dat daar 'n beter wêreld is, dat daar 'n beter koninkryk is. En as jy soos hulle word, hoe gaan jy hulle oortuig van 'n beter? Hoe gaan ek jou oortuig dat daar 'n beter manier van lewe is as ek dieselfde as jy lewe? So, onthou dat jy is 'n vreemdeling hier, onthou waar jy vandaan kom en onthou die einde, onthou jy gaan terug na hierdie koninkryk toe. So verwag dat dit gaan moeilik gaan. En dis 'n geleentheid om te sê maar daar is 'n beter lewe, daar is 'n beter manier. Verwag dat daar mense gaan kom wat hulle selfs as gelowiges gaan voorgee, maar wat jou op die verkeerde pad gaan wil vat, want hulle het ingekoop op dit wat die wêreld hulle leer. So wees op jou hoede. Trek jou belt styf, laat jou gedagtes reg wees om dit raak te sien. Deurdat ek op die regte fokus, dat ek so gefokus is op wat reg is, dat selfs wanneer iemand wat baie naby aan my is, wat hulle self 'n gelowige noem, kom en sê kom ons gaan doen dit, dan sê ek nee, ek kan nie. Nie net ek wil nie, ek kan nie, want dit is verkeerd. Dit is nie wat ek kan doen nie, dit is nie wie ek wil wees nie, dit is nie wie ek is nie. Ek fokus op dit wat reg is, ek fokus op wie ek in God is, om die genade te ontvang en om die genade te lewe, om 'n mens van genade te wees. Ek fokus daarop om in wysheid te groei, dat ek God al hoe beter ken, dat ek myself al hoe beter ken, dat ek die goeie al hoe beter ken, dat ek die regte al hoe beter ken, dat dit vir my al hoe meer duidelik word, wat is die pad waarop ek loop. En dan sien ek die geleenthede raak, ek sien die geleentheid om ambassadeur te wees. So wanneer ek in 'n situasie is, waar daar iets baie slegs gebeur, dan sê ek dankie Here, want nou kan ek wys dat daar 'n beter lewe is. As ek tussen mense is wat die verkeerde doen, dan sê ek dankie Here. Ek kan vir hulle vertel, ek kan vir hulle wys dat daar 'n beter is. Want ek lewe aan God toegewy. Ek lewe as heilige. Ek lewe as iemand wat moeite doen, hard werk, my bes te doen om vlekkeloos te wees. Nie om gered te word nie, maar omdat ek gered is. Nie sodat ek eendag miskien na God se koninkryk toe kan gaan nie, maar omdat ek reeds vanuit God se koninkryk as 'n ambassadeur in hierdie wêreld is. En daarom hierdie prentjie hier onder my is. Ons is op pad, maar ons is nie alleen op pad nie, ons is saam met God op pad. Ons roeping is op die ligpad te bly. En om so te lewe dat die wat in die donker is, sê, maar ek wil eintlik op jou pad wees. Ons is baie wat in die donkerte is. Maar weet jy wat? Ek wil eerder saam met jou loop. Eerder op jou pad wees. Wat tref jou in hierdie woorde?
Wat tref jou? Wat is daar wat die Here met jou mee besig is? Wat jy bietjie moet hoor, of dink of aan werk? Jy dalk bietjie meer op jou hoede wees. Weet dat jy gaan hierdie week dalk jy gaan waarskynlik hierdie week situasies kom waar jy die verkeerde gaan wil doen, waar jy met mense te doen gaan kry wat goeders doen en sê wat nie reg is nie, en miskien weet jy dat jy nie altyd reg is daarvoor nie. Dat jy of baie maklik saam met hulle gaan, dalk na die tyd jammer is. Dat jy baie maklik dalk teen hulle reageer, maar sonder genade en wysheid. Dat jy dalk mense hoor, goed sien, goed lees, dan is jou reaksie nie genade, wysheid nie. Jy dalk bietjie meer gereed wees hierdie week op dwaalleraars, om nie saam te gaan nie, maar ook om met genade en wysheid te reageer. Jy dalk hierdie week fokus op wat is reg, wat is goed, en dit te doen. Om op die rots te staan, al staan jy alleen. Al kan almal jou sien. Jy dalk hierdie week meer sensitief is vir geleenthede in swaar kry. In die verkeerde, om vir mense te wys, hoe lyk 'n lewe van jou koninkryk? Hoe lyk die beter lewe, die beter wêreld waarin jy op pad is? Moet jy dalk hierdie week hard werk om skoon te kom? Om vlekkeloos te wees, dat wanneer ander na jou kyk, hy skoon is, hy blink is. Dat dit wat hulle sien, dit wat hulle hoor, Jesus wys. Wat is daar waarmee die Here jou hierdie week uitdaag? Kom ons vat 'n minuut van stilte, waar elkeen van ons net in ons eie gedagtes hiermee worstel, maar waar elkeen van ons ook in ons eie gedagtes kies en besluit. Wat is dit wat jy hierdie week op gaan fokus? Jy gaan besig wees. Kom ons sing 2 liedere saam, waar ons pleit dat die Here ook sy vrede, sy genade deur ons sal laat vloei in hierdie wêreld in, en waar ons ook die Here prys as die Lam van God wat vir ons geslag is, wat maak dat ons is wie ons is, dat ons begin en ons einde vas en seker is. Kom ons sing lekker saam. Laat ek in pyn en smart
om lief te hê ander bo myself en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê ander bo myself en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef, maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. For the Lord God Almighty reigns. For the Lord God Almighty reigns. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, holy. For the Lord God Almighty reigns. For the Lord God Almighty Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Kom ons bid nou saam. Ek sal elkeen van hierdie 5 elemente inlei
en dan kan jy jou gebed by myne voeg. Kom ons begin om te luister. Kom ons begin met 'n tyd van stilte. Here God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons eer U as die ewige God. Eer U as die God wat in beheer is. Ons eer U as die almagtige God. Ons eer U as die goeie God, God van liefde. Dankie Here dat ons kan weet dat ons einde vas en seker is. Dankie dat ons kan weet dat ons begin U is, dat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat U ons gered het, vergewe het. Dankie dat U ons gekies het. Kies het om ambassadeurs te wees, om as vreemdelinge in hierdie wêreld te lewe wat nie ons wêreld is nie, wat nie ons koninkryk is nie. Dankie dat U ons so belangrik ag, dat U ons wil gebruik om vir hierdie wêreld te wys dat daar 'n beter koninkryk, 'n beter lewe, 'n beter wêreld is. Here, ek bid vir soveel gelowiges wie se uiterlike nie in ooreenstem met hulle innerlike nie, wie se buitekante vuil is, wat net so modderig is soos die wêreld. Wie se woorde, wie se dade, wie se prioriteite dieselfde lyk as nie gelowiges nie. Vir soveel gelowiges wat op dwaalspore is, dwaalpaaie is. Wie se fokus is om tuis te wees in hierdie wêreld en soos die wêreld te wees. Eerder as om in die wêreld anders heilig te lewe. Bid dat U hulle sal wys wie hulle is en wys wie U is en wys wat U pad is. Dat U vir hulle die moed sal gee om daarop te gaan, al staan hulle alleen. Of hulle die wysheid sal gee om U pad raak te sien, dat U vir hulle die genade sal gee, dat hulle dit weer vir ander kan gee. Ek bid vir myself. Help my om op my hoede te wees, help my om gereed te wees, sodat ek kan standvastig wees. Help my om ja te kan sê vir waarvoor ek moet ja sê en nee te kan sê waarvoor ek moet nee sê. En help my om of ek ja sê en of ek nee sê, dit met genade, wysheid te doen. Help my om vlekkeloos voor U te lewe, en vlekkeloos vir die wêreld te lewe. Dat die wêreld U in my en deur my kan raak sien, dat ek op U pad sal wees. Dat mense sal sê, maar ek wil saam met jou loop, want ek wil gaan waar jy gaan. Dankie Here, Vader, Seun, Heilige Gees, enigste ware God, dat ons dit so kan bid in U naam. Amen. Ons program vir hierdie week is, ons gaan Dinsdag aand 'n wonderlike gesprek hê oor wat is die effek van COVID op ons kinders. Dinsdag wat verby is, ons 'n wonderlike gesprek gehad oor die trauma wat ons almal belewe. En wat effek dit op ons het en wat ons nou kan en moet doen om te sorg dat dit nie langtermyn effek ons het. Nou sien ons dit raak in ander. En Dinsdag aand gaan ons hierdie gesprek so 'n bietjie verder gaan en sê, maar wat is die effek dit op ons kinders? Hierdie jaar, ons kinders wat, dan gaan hulle skool toe, dan gaan hulle nie skool toe, dan gaan hulle elke tweede week of elke tweede dag of net sekere tye. Hulle weet nie waaroor die eksamen gaan nie. Hulle skielik is hulle pa en ma se werk by hulle huis. Wat effek het dit op ons kinders? Wat effek het dit gehad op ons kinders? En wat kan ons doen as ouers om ook ons kinders op hierdie reis te help? 'n baie belangrike gesprek vir al as jy kinders het. Dinsdag aand gaan ons 'n bietjie daaroor praat.
En dan volgende Sondag begin ons met 'n wonderlike reis waaroor ek baie opgewonde is wat ons tot in Desember gaan vat. Ek wil nie vir julle vertel waaroor die reis gaan nie, alhoewel ek wil sê ons gaan volgende week begin met hierdie vraag oor wat het mense in gemeen? Wat is die kern van menswees? Wat is dit wat almal van ons na strewe? En watter effek het dit gehad op kerkwees en wat effek het dit op ons geloof? En hoe help dit ons om ook as gelowiges in hierdie wêreld te lewe? Ons gaan so 'n bietjie praat oor wat is dit wat transcendent is, wat oorgaan in alle mense. Wat is alle mense se strewe, alle mense se soeke, en ons gaan so vir so 8 weke 'n bietjie daarop in fokus waaroor ek baie opgewonde is. Miskien 'n volgende fase in ons kerkwees wat ek dink die Here ons ook nou na toe roep. So ek is baie opgewonde daaroor. Die Here stuur ons in hierdie wêreld in om vir hom te gaan lewe in die wêreld. Maar om nie soos die wêreld te lewe nie, om as ambassadeurs en vreemdelinge te lewe, maar tussen die mense dat hulle dit moet kan sien. Dit help nie as gelowiges hulle self net omring met gelowiges nie. Dit help nie as my lewe bestaan uit ek is in 'n gelowige skool, 'n gelowige gesin en gelowige vriende en 'n gelowige huis. Dan is ons ambassadeurs wat net saam met mense van ons land kuier. Ons is juis hier om in hierdie wêreld vir mense wat in hierdie wêreld hulle tuis te maak, te wys dat daar 'n beter lewe is, 'n beter wêreld, nuwe koninkryk. Want in hierdie wêreld lewe om vlekkeloos te lewe, om te fokus op 'n goeie lewe, om heilig te lewe. Nie om gered te word nie, maar omdat ek gered is. Omdat ek reeds as ambassadeur hier is, omdat ek reeds weet dat na my tyd hier gaan ek terug. En ons is nie alleen op hierdie reis nie, die Here is saam met ons. Sy liefde, sy genade en sy teenwoordigheid. En miskien is dit ook iets om in gedagte te hou. Ervaar mense by my genade, liefde, teenwoordigheid. Sien, hoor, beleef hoe die Here dit aan jou verseker. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons goeie Pa, die gemeenskap, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal altyd by julle almal wees. Kerk begin nou. Kerk begin wanneer ons in hierdie wêreld in gaan wees kerk. Dankie dat julle saam gekuier het vandag. Baie lief vir julle. Bye bye.